With great pomp, fanfare, and ceremony, Pope Francis, the head of the Jesuit order, announced through his cantor the imminent emergence, the near advent of the coming to light of the Antichrist. Lama Seus, Lucifer matutinus indeniat, ille in con Lucifer qui nestit vocasum, Christus filius tuus, qui regressus ad inferis, humano generis serenus illuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. During this pronouncement, the cantor called Lucifer God, claiming Lucifer to be the father of Jesus Christ. The cantor acknowledged Lucifer as the Antichrist himself and worshipped him. To this, a great crowd and the whole world sang. This was the 3D ceremony that the Pope wanted to be seen worldwide. The announcement to the world, the son of perdition, this way comes. Net so voordat ek begin, dit gaan oor die Antichrist, ek sal nou meer daaroor praat, net so pit kossie gee. 16 vers 8 en 9. Weet ek werk nou met die Antichrist en die dinge en dan tel die mense goed op en dan kry mens meer perspektief as 'n mens nou die verkeerde teenoor die regte maak. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde omdat hulle my nie gekies het nie. Sonde is as jy Yeshua nie gekies het nie, Johannes 3 vers 18. Hy wat in Yeshua glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, met ander woorde, wat hom nie gekies het nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie gekies het in die naam van enige gebore seun van die Vader. Sonde is om teen Yeshua te gaan. Is julle met my? Julle moet dit net verstaan, soos ek nou na die dinge gaan, en dan wil ek net nog 'n interessante stukkie uithaal. Dit is Matteus 23 vers 37. Ek het die Hebreëse idioom opgetel daarvan, en ek wil dit net deurdra. Weet, as 'n mens nou 'n idioom vertaal, en jy weet nie wat die idioom beteken nie, is dit moeilik. Hy sê, Yeshua sê, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig, die wat na jou gestuur is. Hoe dikwels wou ek gehaat het, dat die kinders vra om hulle by mekaar te maak. Sien jy wat sê hy daar? Hy sê, hoe graag wou ek gehaat het, dat die kinders vra om by mekaar gemaak te word, soos en hy na kinders onder die vlerke by mekaar maak, en julle wou nie. Julle het nie gevra om by mekaar gemaak te word. Ons gaan deel 3 doen van die Antichrist. Ek gaan vanmôre so 'n bietjie oor hierdie Antichrist praat, en hierdie is seker die belangrikste deel van die hele Antichrist, soos ek gesê het, ek het dit geweldig opgesom, daar is baie literatuur en dinge hieroor, daar baie boeke hieroor geskryf, maar ek het dit net eenvoudig gerealiseer na 'n baie kompakte beginsel. So ons net verstaan dat die onderwerp wat ek vanmôre hanteer is die voorwerp van aanbidding. Ek gebruik die begrip die voorwerp van aanbidding, want dit is die begrip waar die fokus van die Antichrist gesentreer is. Want as hy die voorwerp van aanbidding kan wegvat,
wat ons aanbid en dit vir homself gebruik, dan het hy in sy doel geslaag. En ek gaan net so 'n bietjie gesels oor wat die Antichrist gedoen het, hoe om te slaag in sy doel. Ek moet dit net so sê, omdat die begrip Antichrist eintlik verkeerd is en dit moet wees aan 'n vals Messia, het hy sy godsdiens gevat en dit toe gesinkroniseer binne in ons beginsels in. Maar hy het dit so verander dat dit hom maak pas. Nou, ons weet dat die Babyloniese beginsels ingetrek is binne in die beginsels van die godsdiens van die skrifte. En dit sien ons herhaaldelik in die skrifte. Ek gaan nie die tekste aanhaal nie, ons sal seker op 'n later geleentheid dit doen. Met ander woorde, die doel van Babylon is om hulle self te verbind met die Christelike geloof. En deur dit te doen, word hierdie geloof dan in vals godsdiens. En ons praat van die vals Messia of die vals godsdiens. Nou, die heel belangrikste beginsel van hierdie godsdiens is om die oogmerk van aanbidding te word, sodat Babylon aanbid word. Nou, aanbidding kan ons definieer, maar dit is die aanvaarding van hulle koning. En as ons die Babyloniese koning aanvaar, dan val ons onder hulle aanbidding en ons begin hulle godsdiens een maak met ons. Nou, ons moet die Oud-testamentiese Babylon verstaan, om die geheimenisse van die Christelike kerk raak te sien. En dis baie belangrik om 'n studie te maak van al die beginseltjies van hierdie ou Babylon en dit deur te vat. Nou, die afgeforceerde Christelike geloof aan ons, kan ons dan as die donker periode beskou. En daar is 'n lang periode waar hierdie Christelike geloof van die Antichrist aan ons afgeforceer is. En as ons dit nie aanvaar is nie, is ons doodgemaak, en ek beskou dit as die groot verdrukking. En ek wil dit net baie beklemtoon, dat baie praat van die groot verdrukking wat gaan kom. Ek glo ons is so te sê deur die groot verdrukking. As julle na die middeleeue gaan kyk hoe ons mense vermoor is en doodgemaak en gemartel is, dit kan nie veel erger as dit wees nie. Nou, hierdie, en ek moet dit baie duidelik stel, dat hierdie Christelike geloof deur die Romeinse kerk gedryf is. En dat hierdie Romeinse kerk ons voorvaders onderdruk het vir baie eeue, en vir baie eeue ons doodgemaak het. Jeremia sê dat Babylon was die begin van die Adamitiese afgoderry, soos dit vandag beoefen word. Soos dit vandag beoefen word. Ek wil net teruggaan so 'n bietjie gesels oor Nebukadneser se beeld. Want omdat Nebukadneser die koning van Babel was in die Ou Testament, is hy as simboliek gebruik. En as jy nie verstaan wie Nebukadneser was en hoe dit gehanteer is nie, gaan jy baie probleme optel vorentoe. Nou, in die Nuwe Testament tel ons weer 'n Babylon op. Dit is nou waar Johannes oor hierdie Babylon skryf, en daarom kan ons praat van die twee Babylons, soos wat Diesel op 'n boek oorgeskryf het. Die ou Babylon, die Babyloniese koninkryk van Nebukadneser, en dan die nuwe Babylon, en as ons daardie Babylon kan identifiseer, dan kan ons 'n hele stap vorentoe beweeg. Nou wil ek net uitwys, as ek lees daar in Daniël 2, vanaf vers 38, Daniël 2 vers 38, in wie die hand hy die hele bewoonde wêreld
die mensekinders, nou hierdie mensekinders is Adamiete, julle kan maar gaan kyk na die oorspronklike woord. Nou hy praat van die beskaafde wêreld. Hierdie koninkryke, dit is die beeld wat Daniël gesien het, en dit gaan oor die beskaafde wêreld. En hy sê, die mensekinders wat daarin is, die diere van die veld, die voëls van die hemel gegee het, sodat hy u as heerser oor hulle almal aangestel het, u is die hoof van goud. Nebukadneser, die koning van Babel, die kop van goud. Dit is die kop van goud wat die res van hierdie koninkryke beheer, en dis die godsdienst. Ek gaan nie my veel aan die ander steur nie, ek gaan net oor praat, maar die onderste een stel ons ook baie aan belang. En na u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, geringer as die van u, daarna 'n ander, 'n derde koninkryk van koper, wat oor die hele aarde heers, en die vierde koninkryk sal hard wees soos yster, juis omdat yster alles fyn trap en verpletter, en so die yster wat vergrys, sal hy dit alles fyn stap en vergrys. Die koninkryk van yster. Kom is dit van belang, dis die een wat ons nou in is. En hierdie koninkryk het twee bene. En die twee bene is die godsdienst en die politiek of die staat. En hulle staan apart van mekaar. Bo was hulle almal aan mekaar. En dan kry ons die twee bene wat apart is, godsdienst en staat. En dit is vir ons baie belangrik. Maar hier is 'n vyfde koninkryk wat ons miskyk. En dat die voete en die tone, soos u gesien het, deels van potterbakkersklei en deels van yster was, dit sal 'n verdeelde koninkryk wees. Hierdie vyfde koninkryk gaan 'n verdeelde koninkryk wees. Die yster gaan dink hy heers dit, maar hy heers dit nie. Gaan 'n geweldige verdeelde koninkryk wees, en van die hardheid van die yster sal daarin wees, omdat u die yster met kleigrond gemeng gesien het. Vers 43. Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vaslewe nie soos yster met klei gemeng nie. Dit is die verdeelde koninkryk, waarin hulle dan deur menslike vermenging verdeeld sal wees. Nou hierdie is die uitleg van Daniël, soos aan Nebukadneser, maar ook is hierdie uitleg die uitleg van Openbaring, wat direk aan ons gegee word. Ek wil net sê dat die koninkryk van Nebukadneser, Babel, dit is van goud, die Mede en Perse is silwer, Griekeland koper, die Romeinse ryk is die een van yster, en dis die een van die twee bene, en dan die verdeelde koninkryk van yster en klei. En ek wil dit baie sterk beklemtoon dat hierdie beeld vandag nog bestaan, en ek wil dit net vir julle lees, daar vers 44. Maar in die dae van die koning sal Elohim van die hemel 'n koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. Is hierdie koninkryk reeds verwek? Nee. Ons wag daarvoor, want die koning moet eers kom. As die koning nie kom nie, kan hierdie koninkryk nie bestaan nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al die koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar selfs sal dit vir ewig bly staan. Met ander woorde, hierdie koninkryk gaan kom, dan gaan hy al die ander koninkryke verbrysel, so hulle moet bestaan om verbrysel te word. Is ons by mekaar. Net soos u gesien het, dat daar sonder die toedoen van mensehande. Nou wil ek net sê, en ek met my klem daarop lê, dat al hierdie koninkryke is gebou met mensehande. En ek wil dit baie sterk beklemtoon, dat die kop van goud die godsdienst is, en dat die godsdienst is die kerk. En daai kerk is gebou met mensehande. Daarom is daar geloofsbelijdenisse in allerhande dinge. Daarom word daar tempels gebou met kerktorings ensovoorts, sodat dit die symbool kan wees van die godsdienst. Sodat ek kan sê ek behoort aan daardie kerk
wat van menshande gebou is. Dan vers 45 net soos u gesien het, dat sonder die toedoen van menshande 'n klip van 'n berg af losraak. Hierdie klip is nie gebou met menshande nie. Wat die yster, die koper, die klei, die silwer, die goud verbrysel. Die groote Elohim het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur, en die droom is waar en sy uitleg betroubaar. En Nebukadnesar het neergeval en dit erken wanneer hierdie gebeurtenis plaasvind. Die konings van die wêreld sal erken dat Yeshua die koning van die nuwe koninkryk sal wees. Ek wil net noem dat tot en met sy koms sal Nebukadnesar die koning oor daai koninkryk wees. Dit moet baie duidelik raak sien. En ons is nog in daardie koninkryk. Nou hierdie ou koninkryke, dis die Mede en die Perse, kom ek noem dit maar eerder so, die ou koninkryke wat hulle bestaan uit Babylon gekry. Dis nou die Mede, die Perse, die Grieke, die Egiptenaars, die Fenisiërs en die Romeinse Ryk ensovoorts. Dit is die ou beskaafde wêreld. Kom direk uit Babylon. Babylon was die eerste gewees. Dis waar die stad van Babylon gebou is en toe dit verstrooid geraak. En dan moet ons onthou dat Babel is die begin, maar is ook die einde. Ons moet dit baie mooi verstaan. Ek praat uit die mond van die skrifte, soos die skrifte dit vir ons deurgee. Nou, ons moet baie mooi gaan kyk, dat hierdie koninkryke se voorwerp van aanbidding is presies dieselfde. Ek sal dit nou 'n bietjie meer beter verduidelik. Nou wat baie belangrik is dat al hierdie lande se godsdienste se oorsprong een en dieselfde is, hoewel hulle gode verskillende name het. Moet ons gaan kyk dat in die inherente begrip hulle dieselfde dinge deurgedra. Net soos die astrologie wat hulle gehad het, hulle dieselfde beginsels in die astrologie gehad wat ooreengekom het, so ook hulle mitologie het ooreengekom ensovoorts. En daarom kan hulle vandag sê, onthou hulle het al hierdie kennis gesteel uit die skrifte van Jahwe. Nou kom hulle terug en sê, ons het hierdie mitologie en begrippe uit hulle godsdienst gesteel. Maar dit was voor hulle tyd. Babel was eers 'n hele entjie hierna gewees, toe Babel ontwikkel het binne in sy beginsels. 'n voorbeeld is dat Nimrod word byvoorbeeld Orion genoem. Semiramis word byvoorbeeld Sibyl genoem, Astarte ensovoorts. En ons kan aangaan daarmee. Maar het is dieselfde beginsel wat regdeur geld. Nou, ons moet hier kennis neem dat die oog op aanbidding van Babylon was die eenheid van die godheid, wat dan ook die oogmerk van die moderne Babylon of Christelike kerk is. En laat ek dit net verduidelik. Hulle het een God wat verskillende gode huisves, maar die godheid is 'n eenheidsgodheid wat direk uit hulle basis van kom. Dan moet in gedagte gehou word dat daar altyd 'n geur van pantheïsme in die godsdiens voorkom om met God gelyk te wees. Nou, pantheïsme is die hele godheid in die wêreld. Dis God, die aarde en alles wat daarin is. En ons is in hierdie godheid, dus is ons God. Soos om te sê, om soos Jesus te wees, of om Jesus te word.
Dit is 'n Babyloniese beginsel. Waar ons verskil is, ons sê, ons wil onderdanig aan ons koning wees. Ons wil nie ons koning wees. Daar's 'n groot verskil in begrip. Ek wil net in Esegiel 28 vers 17 lees. En hier word direk met Satan gepraat. Weet, julle moet onthou dat Satan word die seun van die verderf genoem. Weet julle dit? Julle moet die begrip reg hê, want dit is van redelike belang as ons na die ander oorsigte gaan kyk. Hoe gemoedig het jou hart geword oor jou skoonheid, jy het jou wysheid verderwe weens jou glans, ek het jou op die grond neergewerp, ek het jou oorgegee voor die aangesig van die konings, dat hulle op jou neer kan sien. Hoekom? Want hy wil hom verhef om op die troon van Jahwe te gaan sit. Genesis 3 vers 15. Dit is Nakash wat hier praat, maar Elohim weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te wen, word julle sal soos God wees. Ons wil nie soos God wees. Ons wil sy onderdane wees. Jesaja 66 vers 17. Want die wat hulle self heilig en hulle self reinig vir die tuine. Ek wil net hierso ook vir julle uitwys dat hierdie woord heilig is die woord heilig wat reg deur die skrif gebruik word. En hierdie groep het hulle self geheilig vir die in die tuine, terwyl hulle die een nadoen wat in die middel staan. Wie is dit? Dis Satan. Hulle het hulle self geheilig vir Satan, wat varkvleis eet en vervloeisels en muise, almal saam sal hulle tot nie raad spreek Jahwe. Hulle het hulle self vereenselwig met hierdie koning. Rigters 2 vers 11. En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van Jahwe, hulle die Baals gedien. Daar's baie teks hieroor, ek haal maar net uit, dat hulle dit gedoen het, en hulle self vereenselwig het met die beginsels van die voorwerp van aanbidding. Ek wil net hierso aanhaal uit ons tradisionele kerke, waar professor Hansie Wolmerhan sê, God is in ons en ons is in God. Dis pantheïsme. Dr. Pieter Miller sê, 'n mens moet in Christus word. Jy moet word soos God. Hy sê ook, Jesus word Christus met die doop. Want hy sien, daar's 'n probleem, hulle het 'n geweldige probleem, ek gebruik die begrip Jesus, soos wat hulle dit gee, met die werklike opstanding en sovoorts, ek gaan nie daarin in detail nie. Nou die mens word deur Jesus Christus. Dis nie waar. Ons is kinders van God. Julle moet dit onthou. 'n Kind moet altyd die respek en eerbied aan sy vader gee. Nou in die eenheid van een God van die Babyloniërs was daar 3 persone. So binne in hierdie godheid van die Babyloniërs het hulle 3 persoonlikhede aan dieselfde God gegee. Wat dan as 'n driehoek versimboliseer word, soos dit vandag nog in die Christelike kerk is. Hier is die driehoek en die simbool van die 3 persone binne in een God. Dit is die godheid van hierdie Babyloniërs. Dan sien ons ook dat hierdie God het 3 gesigte. Hy openbaar hom in 3 gesigte. En hier sien ons die 3 gesigte van die godheid van die Babyloniërs. Ek wil net ook uitwys in Hislop se boek, 'n figuur 4, waar hy hierna verwys. Dit is nou hierdie enetjie hierso. Ons sal hom mooi op die kamera uitsit, maar jy het as gesien, dit is die persoon met die 3 gesigte daar.
wat direk uit die Babyloniese godsdienst uitkom. Hierso het ek so bietjie nou, onthou, ek is nog besig met die voorwerp van aanbidding. Hier is so 'n versteekte agenda binne in hierdie godsdienst, en dis Astarte. En julle moet baie mooi gaan kyk wie Astarte is. Ons lees baie van Astarte, en sy is ook bekend as Sibyl, die moeder van die gode. Sy het geboorte gegee aan die gode. Dis daai moeder-seun wat ons sien van Moeder Maria, maar reg deur die godsdienste. Ons kan op sy voorblad is ene daar, dit is 'n antieke ene, maar reg deur sien ons hierdie begrip van die moeder-seun gedagte wat deurgedra word, en hier word Sibyl gebruik, maar ook Astarte. Nou hierdie speel 'n baie groot rol in die eenheid van die Godheid. En dit word genoem die Heilige Gees of die Wyduif. So die eenheid van hierdie godsdienst word bepaal deur die Heilige Gees wat ook as persoon verklaar is wat hierdie eenheid by mekaar hou. En dit moet ons baie mooi verstaan. Die Babyloniese godheid is die Vader, die Moeder of Heilige Gees en die Seun, die geïnkarneerde godheid. Dit is die basiese beginsel van die Babyloniese godsdienst. Hierdeur kan vermenigvuldige gode geproduseer en aanbid word. Julle sal sien dat hierdie die basiese beginsel is, en hieruit kan ons nou baie gode voortbring, soos byvoorbeeld die Here, the Lord, Mudimu, Ikiko, Nkulunkulu, Pan, ensovoorts. Ek kan aangaan, maar dit is gebaseer op hierdie godheid. Nou, die een of die ander, of gesamentlik, of verkieslik twee word aanbid. En julle moet baie mooi gaan kyk daarna. Julle sal sien dat die Vader, die werklike godheid, verskuil is in hierdie godsdienst. Daar word nooit na God verwys nie, maar na God die Vader, of God die Seun, of God die Heilige Gees. Is julle met my? En so word die werklike godheid versluier of weggesteek. Nou, hoekom wil hulle graag die klem op die twee lê? Want sodra hulle hierdie twee, dit is die Seun en die Heilige Gees, dan verskuil hulle self en die Vader word eenkant gegooi. Binne in die begrip. Nou hierdie godheid, wat julle hierso sien, dit word die drie-eenheid genoem. Nou, die identifisering van Sibyl, of Astarte, of Venus, is baie belangrik. Veral in die tyd wat ons nou leef. Julle sal sien dat die teoloë in hierdie rigting beweeg. Redelik vinnig. As beginsel is daar net een godin en dit is die Heilige Gees. Onthou, ek praat uit die mond van die Babyloniërs. Ek praat uit die mond van die Antichrist. Dis nie soos ek het sien nie. Dis soos die Antichrist dit sien, of die valse Messias. Onthou, sy is vroulik, en die vroulikheid word aan die godheid verbind. Daarom gaan ons nou een van die dae begin hoor van die Moeder Vader. Ons het alreeds die klem op Moeder Maria, en die witduif, of die hemelgodin. Dit begin al klaar in die godsdienst, daardie beginsels begin ons kry. Dinge wat ons goed ken is die moederkerk en die sistersgemeentes ensovoorts waar die vroulikheid klem op gelê word. Ek gaan dit so stel.
Die kerk sê dat alle kinders van God gegenereer is deur die Vader en deur die Heilige Gees gebore is. Die moeder. Onthou, dit word gesê. Met die idee, die Heilige Gees as God. Heilige Gees is God. Met daardie gedagte. En wat baie belangrik is, as die moeder in die vorm van die witduif, hierdie Heilige Gees, ons weet dat Semiramis geïnkarneer is in die witduif, en die witduif dan die Heilige Gees gesimboliseer, wat een van die 3 bene van die Godheid is. Ek moet dit net sê, onthou hierdie is 'n piramide. Ons kyk van bo af, God is hier bo, en dan gaan jy af na die Heilige Gees, af na die Seun en af na die Vader. Daar moet 'n gedagte gehou word dat die Heilige Gees met die skepping die moeder was. Ek wil dit net baie beklemtoon, aldus die Babyloniese gedagte. Nou hierdie godin was genoem die verleier of Juno, die duif. Juno is direk gekoppel aan die duif, of as Kibel. Nou dit is baie belangrik om dit raak te sien. Daar's hordes en hordes en hordes name wat ek vir julle kan aflees, maar ek haal net die kerngedagtes hier uit. En Kibel is die naalstring tot God en word genoem die band van liefde. En ek wil dit lees, dat julle moet onthou dat hierdie goed loop baie naby aan die beginsels wat ons ook gebruik. Want as dit ver weg was, sou dit nie 'n vervalsing wees. En julle tel seker ooreenkomste op soos wat ek aangaan. Ek lees uit Hosea 11:4. Met mensebande, met koorde van liefde het ek hulle getrek. En ek was vir hulle soos diegene wat die juk van hulle kakerbeen af oplig. En ek het myne hom neergebuig en ek het hom voedsel gegee. Dis dieselfde begrip wat hier verwys word na die Heilige Gees wat die band is tussen God, die Seun en ons. Onthou dat hierdie Gees is eintlik Sibyl, meer bekend as Kibel, wat beteken 'n naalstring, die voedingsaar. Nou sien ons dat hierdie godsdiens baie goed ingeweef is. Miskien moet ek dit so sê, die inweef van Babel met Jahwe. Om die twee in mekaar in te trek. Ons moet onthou dat die Christendom Juno aan Kibel verenig het. En ons ken dit as Sibyl, die duif wat die naalstring verbind en wat die Heilige Gees versimboliseer. En dit is vir 461 net vir die kamera, maar ek het hom hier op ek kom hier so beteken, dit is hy daar ene. Ek sal die ene net nou behandel, hier is hy. Dis die ene soos wat hy in die tempels van Babylon voorkom. Nou moet julle kyk, die ou man is daar hoor. Daardie ring is die saad of die seun. Daai ring beteken of sirkeltjie beteken ook Zera. Dis waar zero vandaan kom. En dan die wit duif is die vlerke wat hier versimboliseer is. En ek het baie jare gewonder waarvoor hierdie poetjies hier aan is. Dis die naalstring wat jou verbind met die Heilige Gees. Nou moet ons net baie mooi verstaan dat binne in die Babyloniese godsdiens is die Heilige Gees die moeder van die gode.
Ons ken mos die beginsel van Moeder Maria, waar sy met hierdie gees moet alle kinders van God weergebore word. Dus die wedergeboorte is ontsettend belangrik binne in die Babyloniese godsdienst. En jy word weergebore deur hierdie gees, die wit duif, sodat jy in hierdie koninkryk kan inkom. Ons moet ook baie mooi onthou dat hierdie, en julle moet dit sien, ek wil dit vir julle wys, dat julle dit kan sien, onthou, dat die Heilige Gees is die inkarnasie van die drie-eenheid. Julle moet dit altyd in gedagte hou as ons met die goed werk. Ek wil dit ook net noem, is baie interessant, dat die eerste vrou, Eva, daardie simboliek van Semiramis direk van haar afkom, en sy maak asof sy Eva is. Nou hierdie Semiramis, ons weet, sy trou met haar eie seun, want haar eie seun is die geïnkarneerde Vader. Die sal sien julle dit, die seun is God, God is die Vader, so sy is geregtig om met haar eie seun te trou, want hy is mos haar Vader, of sy Vader. En miskien moet ek dit so dan stel, en hierdie is die begin van die begrip van die drie-eenheid. Julle sal geen drie-eenheid in die skrifte optel. Dan gaan ek terug na hierdie begrip toe. Hierdie is die oudste begrip wat bestaan. Daar is Egiptiese drie-eenheid, hierdie is Horus, Osiris en Isis. Hierdie is die oudste skematiese voorstelling van die drie-eenheid wat aan ons bekend is. Hierdie versymboliseer die ou persoon met die baard. Ons het dan die saad of die zera, ons het die duif. Daai drie koppe versymboliseer die drie-eenheid. Die drie gode geïnkarneer in een God. En dan natuurlijk die wit duif en dan die pootjies daarso wat die naalstring versymboliseer. En dit is wat vir ons bekend is op hierdie stadium. Nou hierdie wat julle hierso sien, hierdie is die drie persone wat die godheid versymboliseer. En dit is baie belangrik om het raak te sien. Ek moet net sê dat hierdie tekening is die tekening wat geteken is, wat symbolies voorgestel is in die Synode van Nicea, is nie heeltemal die waarheid nie. Hierdie was in Latyn geskryf. Dis nou vertaal in Engels sodat ons dit kan lees, maar as hierdie in Latyn geskryf gewees het, is dit die direkte afbeelding van wat hulle daar gemaak het. En dit is die Vader, die Seun en die Heilige Gees wat die moeder is. En dis hoekom binne in die Roomse Kerk so baie klem op Moeder Maria gelê word. Nou, ek moet net weer dit sê, dis die persone wat die godheid uitmaak. Die Heilige Gees van God geïnkarneer as die moeder en die goddelike seun. En dit is die kern waaroor hulle saak hardloop, dat hierdie moeder is die vrug van inkarnasie. En dis die God van Babylon, die voorwerp van aanbidding. Ek moet dit sê, dit is nie vreemd vir ons nie, of is dit?
Hier en daar het ek 'n paar vreemde goedjies uitgehaal, maar oor die algemeen is dit baie bekend aan ons, is dit nie so nie. Die begrippe wat gebruik word binne in die godheid en hoe dit gebruik word en hoe dit deurgedra word aan ons. En hierdie godheid wat julle hier sal sien, is daar in die kerk geen kompromie besluit nie. As jy die godheid nie aanvaar, kan jy nie deel van die kerk wees nie. Is ek reg? Ek wil net lees in Openbaring 17 vers 5. En julle moet mooi verstaan, jy sal Openbaring nooit verstaan as jy nie die twee vrouens kan onderskei in Openbaring nie. Die twee vrouens, die een, die vrou van Jahwe, en die hoer, die vrou wat Satan versimboliseer. En hier lees ek van die hoer, en op haar voorhoof was die naam geskrywe verborgenheid. Is hierdie hoer 'n verborgenheid? Kan jy haar sommer net so raak sien? Nee, is nie so eenvoudig. Maar as jy haar eers raak gesien het, dan begin die dinge inval. Nou hierdie Babyloniese godsdienst wat ek van gepraat het van Nebukadneser. Die moderne Babylon is die kerk. Wat sy steun ontvang van die staat op die ander been. So as jy Openbaring lees, moet jy in gedagte hou dat die kerk is Babylon. En dat die kerk die godsdienst of voorwerp van aanbidding gekaap het van Babylon en het aan ons gegee het om te aanbid. En julle moet nie so na my staan kyk, ons het almal hierdie God aanbid. Dit is so, ons moet nie sê, dit was op 'n ander manier. Ek wil daar net weer daai teks lees en op 'n voorhoof was die naam geskrywe verborgenheid, die groot Babylon. Hierdie Babylon, is dit die een van Nebukadneser of is dit die een van vandag? Vandag. Die moeder van die hoere, van die gruwels, van die aarde. Die Romeinse kerk is die moeder van die ander hoere. En hoe identifiseer jy die ander hoere? As hulle dieselfde God aanbid. En dit moet nie, ons moet ons selfs nie vereenselwig daarmee en sê, ek sit in 'n Israel kerk en ek aanbid die God. Ek is uitgesluit. Ek het die vrou gesien dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Yahshua, en ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien. En as ek Johannes was, en ek het opgekyk in die oë van die kerk, sou ek net so verwonderd gewees het, dat Satan dit kon reg. Ek moes hierdie stukkie uithaal, want die volgende gedeelte sal dan gaan spesifiek oor die antichrist self. Nou gaan ek die antichrist begin identifiseer. Ek dink ek het genoeg kennis by mekaar gemaak. Mike, enige vraag? Nee. Enige vraag? Hoes julle so stil, is baie kennis. Baie jare se Ja, ons verwerk wat hier ingegaan het. Ons het nie teenspraak op hierdie stadium nie. Jy weet, dit is baie voor die hand liggend. En het is eintlik maar 'n bietjie skokkend ook. Jy weet, om te sien dat die mens sonder moeite oorrompel was weg van die begin. En dit is 'n stryd. Dit is werklik waar 'n stryd om uit hierdie ding uit te kom. Ja, ek kan dit nie verstaan nie. Ek kan dit is as 'n mens na die hele ding gekyk, daar is absoluut geen bewys in die skrif oor hierdie God. Nou, so julle kan dit maar gaan soek. Kom ek noem net 'n paar voorbeelde. Mag ons die Vader aanbid?
Deur Yeshua. Deur Yeshua, maar ons kan nie direk Vader toe gaan. Goed. Mag ons Yeshua aanbid? Ja, Ja. Goed. Wie Dawid aanbid? Yeshua. Die seun of die Vader? Seun. Goed. Wie het die seun aanbid? Die Vader. Vader. Daar herken jy dit klaar, daar's twee. Hoe kan die seun die Vader aanbid as hy die Vader is? Hoe kan Dawid die seun aanbid as die seun die Vader is? Hier sê dit. Hier sê dit. Die Vader is God, die Seun is God, die Heilige Gees is God. Nou sê hulle, die Heilige Gees is nie die Seun nie. Maar hoe kan dit wees as die Seun die Vader God is en God is die Heilige Gees, is die Heilige Gees mos die Seun? Ja, maar dit is die verwarring van daardie. Dit is die yin en die yang. Ja. Dit is die spoel van die songod, as julle weet wat ek sê. Dieselfde gedagtes kom deur. En so word ons verwar en ons sê dan, daar is nie antwoorde nie, want niemand kan vir my hier antwoorde gee nie, dan sê ons maar, ja, ons verstaan, maar ons verstaan. En daarmee is ons vasgevang in hierdie beginsels.